Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, Sondagaande wissel ons tussen Mes Koekemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en nou en dan 'n lekker storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Vanaand vertel Meis vir julle van die vlindermense van Joplin. Hier by Onder die Lamplig, episode 9. Goeienaand my liewe luisteraar. Kom sit maar weer nader hier onder die lamplig. Gewoonlik as ons twee hier ontmoet, stap ons die bekende donker pad. Ware misdaad, mense wat lieg, mense wat wegraak, mense wat dink hulle kan met iets wegkom, net omdat die nag dit nie hardop gaan uitroep nie. Maar vanaand vat ons daardie klein afdraaipad. Nie ver nie, net ver genoeg dat die lig anders val. Want nie elke donker storie het 'n verdagte, 'n hofdatum en 'n leer met bewysstukke nie. Party stories bly donker, omdat niemand ooit heeltemal seker is wat hulle van dit moet maak nie. En vanaand sin kom uit Joplin, Missouri, 'n stad wat op 22 Mei 2011 deur 'n EF5 tornado oopgeskeur is. Een van die dodelikste tornado's in moderne Amerikaanse geskiedenis. Volgens die NOAA se National Severe Storms Laboratory is 158 mense dood en was dit die dodelikste enkele tornado sedert 1950. Voor ons begin, 'n sagte waarskuwing. Hierdie episode handel oor 'n verwoestende natuurramp, verlies, trauma en kinders se ervarings tydens en na 'n noodsituasie. Geen grafiese besonderhede nie, maar dis swaar genoeg dat ek dit eerder vir julle waarsku. Nou kyk, die feite van Joplin is hard, koud en goed gedokumenteer. Die tornado het laatmiddag getref. Dit was uiters kragtig. Groot dele van die stad is vernietig. Huise, besighede, infrastruktuur, alles in sy pad is uitmekaar geruk. Federale en weerkundige bronne beskryf die skade as katastrofies. Maar jy weet mos hoe feite werk. Feite kan jou sê wat gebeur het. Hulle sukkel partykeer om te sê hoe dit gevoel het. Feite tel die dooies. Hulle tel nie die kinders wat daarna vir maande lank ruk as die wind teen 'n venster klop nie. En dis juist daar, in daardie skeur tussen gebeurtenis en herinnering, waar 'n ander storie in Joplin begin posvat het. Nie oor die tornado self nie oor sirenes of radarbeelde nie, maar oor iets wat sekere oorlewendes, veral kinders, gesê het, hulle gesien het. Wesens met vlerke. Groot, lig, beskermend. Later sou mense hulle noem die vlindermense. En dis miskien die vreemdste deel van alles.
'n gewone skoenlapper sou waarskynlik nooit so 'n storm oorleef het nie. In 'n tornado, veral een van daardie gewelddadige krag, is daar wind, puin, reën en chaos, wat iets so broos binne oomblikke sou verskeur. Dis juis hoekom die beeld van vlindermense so by 'n mens bly spook, want 'n vlinder is sag, lig, breekbaar. En tog is dit presies die vorm wat in Joplin se stories opduik. Asof die menslike hart in die middel van iets verskrikliks nie 'n beeld van brute krag onthou het nie, maar van iets teer, wat tog kon bly staan, waar niks anders kon nie. Tornado-winde op die EF-skaal begin reeds ver bo gewone oorlewingstoestande vir iets so delikaat. En by die hoogste vlakke word windspoed op meer as 200 myl per uur beraam. Die storie het wyd bekend geraak na 'n 2011 St. Louis Post-Dispatch berig, The Butterfly People of Joplin, wat hierdie getuienis onder die groter publiek se aandag gebring het. Daardie berig word steeds as die belangrikste vroeë mediaverwysing na die verskynsel gebruik. Nou, kom ons wees hier baie netjies en eerlik, soos mens is. Daar is geen amptelike meteorologiese of wetenskaplike bevestiging dat bonatuurlike wesens in Joplin verskyn het nie. Die tornado self is gedokumentêre geskiedenis. Die vlindermense leef in die sfeer van getuienis, herinnering, geloof, kinderwaarneming en folklore. Maar is nie dieselfde as om te sê die storie is sommer net niks nie. Want soms is die belangrikste deel van 'n storie nie of jy dit in 'n laboratorium kan bewys nie, maar wat dit vir die mense beteken het, wat daardeur moes leef. In latere berigte oor die verskynsel word beskryf hoe kinders vertel het van gevlerkte figure wat tydens die storm by hulle was, hulle gekalmeer het, of hulle op een of ander manier gehelp het. 'n nuwer plaaslike berig oor die dokumentêr The Butterfly People beskryf die verskynsel as stories van mense, baie van hulle kinders, wat geglo het gevlerkte wesens het hulle gehelp tydens die tornado. En dis wat my altyd tref van hierdie storie. Die kinders het nie noodwendig 'n volwasse kerkeboekwoord daarvoor gehad nie. Hulle het nie almal gesê, ons het engele gesien nie. Hulle het almal gesê, butterflies, vlindermense. Wat die storie van Joplin nog meer vreemd gemaak het, was die herhalende bewering dat sommige kinders na die tornado baie soortgelyke, gevlerkte figure geteken het. Figure wat nie soos gewone mense gelyk het nie, maar eerder soos ligte mensvorms met groot vlinderagtige vlerke. Daardie detail word dikwels as deel van die vlindermense legende oorvertel, en dit pas by die breër getuienis dat verskeie kinders soortgelyke beskrywings van beskermende wesens gegee het. Wat ons wel met meer sekerheid weet, is dat Joplin se herstelkuns sterk deur kinders se tekeninge beïnvloed is. Kunstenaar Dave Lowenstein skryf dat hy en sy span met meer as 200 kinders gewerk het en dat hulle tekeninge die hart van die kuns gevorm het. Die spesifieke idee van near-identical drawings leefde sterk in die oorlewing van die storie, maar ek sou dit eerder as 'n herhalende gemeenskapsvertelling stel, as 'n amptelike bevestigende bevinding. Dis amper asof die kinderbrein, wanneer die wêreld te lelik word, self 'n sagter woord probeer kry. 'n Woord met kleur in, 'n woord wat nie soos verwoesting klink nie. En dalk is dit hoekom die storie nie sommer verdwyn het, toe die nuusiklusse aanbeweeg het nie. Joplin het dit onthou. Meer as dit, Joplin het dit ingebou in hoe die stad herstel. Die Butterfly Garden en Overlook wat in 2014 oopgemaak het, is 'n werklike herdenkings- en genesingsruimte. Volgens die beskrywing van die terrein sluit dit doelbewus aan by die stories wat na die tornado vertel is, insluitende die idee dat kinders gesê het, vlinders het hulle gehelp. Met ander woorde, die stad het nie net gesê, ag, kinders verbeel hulle self nie. Nee, hulle het die beeld gevat en gesê,
hierdie beteken iets. Selfs Joplin se openbare kuns dra die vlinder simbool. Plaaslike toerisme materiaal verwys na die vlinder as deel van die stad se stories van verlies, herstel en hoop, en noem ook die oorlewering van vlindermense wat mense tydens die storm sou beskerm of help. Nou ja, hier begin die twee paaie uitmekaar loop. Die eerste pad is die gelowige een. Vir party mense is die saak eenvoudig. Kinders het iets heiligs ervaar. Wat 'n volwassene dalk as engele sou beskryf, het 'n kind in eenvoudiger taal vertel. Nie minder waar nie, net anders benoem. Die tweede pad is die sielkundige een. Trauma doen snaakse dinge. Vrees doen snaakse dinge. Kinders veral kan beeldryk onthou, simbolies onthou, of beskermende figure vasmaak aan 'n oomblik wat andersins te groot en te verskriklik voel om bloot as rou feite te dra. En weet jy wat? Daardie twee paaie hoef mekaar nie heeltemal uit te kanselleer om albei menslik te wees nie. Want of jy nou glo dit was engele, 'n trauma skuld van die gees, of iets waarvoor ons nog nie 'n netjiese woord het nie, die punt bly. Vir die mense wat dit vertel het dit iets beteken. En dikwels is dit genoeg om 'n legende te laat leef. Ek dink dis ook hoekom hierdie onderwerp so goed werk vir onder die lamplig. Want dis nie net iets spooky vir sensasie nie. Dis nie 'n goedkoop kampvuur storie met vals oë in die bos nie. Dis 'n storie wat gegroei het uit 'n werklike ramp, uit regte dood, regte verlies, regte rou. En dan, binne daardie rou, uit 'n behoefte aan iets wat nie net verwoesting is nie. Want miskien is dit wat die vlinder hier regtig doen. Miskien is die vlinder nie bloot 'n bonatuurlike figuur of 'n kinderbeeld nie. Miskien is dit 'n antwoord. Nie op 'n wetenskaplike vraag nie, maar op die menslike een. Wat maak jy met soveel pyn? Waar sit jy die vrees? Hoe leer jy 'n kind om weer asem te haal nadat die lug self soos geweld gevoel het? Jy gee vir die donker 'n teenbeeld. Jy gee vir dit vlerke, kleur, sagtheid. Jy noem dit 'n vlinder. Maar laat ek my voet op die grond hou, soos altyd. Ons weet, Joplin se tornado was eg, histories en deeglik aangeteken. Ons weet ook, die vlindermense is nie 'n amptelike bevestigde verskynsel nie, maar 'n oorlewering wat sterk verbind is aan oorlewendes se vertellings en die stad se genesingsverhaal. En dalk is die eerlikste slot juis hierdie een. Ek weet nie wat daardie kinders gesien het nie. Ek weet nie of dit engele was, of die brein se laaste sagte kussing teen absolute terreur, of iets tussenin nie. Maar ek weet die hele stad het daarna nie net puin opgeruim nie. Hulle het ook betekenis probeer optel. Hulle het 'n beeld gekies wat nie so staal of stof klink nie, nie so sirenes of skree nie, maar soos iets ligs. Iets wat nog kan beweeg, nadat alles anders platgeslaan is. So, my liewe luisteraars, wat was die vlindermense van Joplin? Hemelse beskermers, trauma se taal, kinders se manier om die onmoontlike te oorleef, of een van daardie verhale wat nooit heeltemal geanalyseer kan word nie. Ek weet nie, maar ek weet dit. Party stories word nie onthou omdat hulle net bewys is nie. Party stories word onthou omdat hulle 'n stad gehelp het om met sy pyn saam te leef. En soms, onder die lamplig, is dit die belangrikste soort waarheid van alles. Ek is Meis Kokemoer
En vanaand, onder die lamplig, laat ons die wind vir 'n oomblik bedaar. En onthou, dat nie alles met vlerke noodwendig kom om bang te maak nie. Slaap sag. Onder die lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.